Hallo daar en welkom by ons studie van die boek Haggai. Dis Bybelskooltyd en as jy dalk vandag vir die eerste keer by ons ingeskakel het, van harte welkom. Ons stap stadig deur die Bybel en ons hanteer boeke een op 'n slag en 'n fokus op 'n slag en nie noodwendig kronologies nie, maar in hierdie geval is dit wel so. Maar sien, die vorige keer het ons afgesluit met Sefanja 3 en Sefanja 3 het die belofte ingehou van herstel wat na die ballingskap sou gebeur. Sefanja wat die volk kom herinner, die Here het julle lief. Hy stil tevrede in sy liefde oor julle, hy jubel en hy juig oor julle. Al is dan net hierdie klein groepie wat oorbly, hy het hom gebind aan julle en hy sal nie los nie. Hy sal julle nie laat gaan nie. En nou is ons na die ballingskap, dis die tyd van die terugkeer. Dis 19 jaar later. 539 is Israel uit ballingskap uit teruggestuur na Israel toe, of Juda as jy dan nou wil. En dis die jaar 520. En dis die tyd vir die herbou. En so kom tree die profeet Haggai op. Miskien weet ons nie te veel van Haggai nie, omdat dit tipies 'n boek is, hierdie 10de boek van die 12 klein profete, met ander woorde die 37ste boek in die Ou Testament, wat net 2 hoofstukke bevat. So ons lees nie noodwendig dit so met detail en met soveel aandag as wat dit verdien nie. Ek en jy gaan sien dat hierdie 2 hoofstukke, wat 4 profesieë bevat, wat oor 4 maande geskied het, 'n baie kardinale rol gespeel het. Ja, dit was 'n katalisator in die motivering van Juda, van hulle wat teruggekeer het om die tempel te herbou. En die belangrikheid van die tempel natuurlik sien ons ook later, selfs in die tyd van Jesus, en hoe belangrik dit juist toe ook was. So as jy by ons ingeskakel is, baie welkom. Hierdie notas voor my is vir jou beskikbaar, en ouer gewoonte, die uitnodiging, as jy dit wil hê, ek stuur dit vir jou, en as jy dit wil aanstuur, doen dit graag. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag met 'n nuwe boek kan begin. Dankie vir die voorreg wat ons het om stadig saam met U deur U woord te wandel, en dat U aan die woord is wanneer U woord oopgemaak word. Here, en dis so dikwels dat ons besef dat in die lees van U woord is dit eintlik U woord wat ons lees. En juis ook in hierdie kort 2 weke stilhou plek by hierdie baie belangrike boek, bid ek dat U woord ook ons eie toewyding, ja, ons eie reinheid, sal kom lees en sal kom toets. En ons sal neem opnuut weer terug na die mooi van die evangelie wat sê, kom na my toe, sodat jy rus kan kry. Kom na my toe, sodat jy skoon kan was, want dis ook wat die Nuwe Testament vir ons leer. Ons draai daarom na U toe, Here, die ewige Here, die lewende Here, wat ook hier by ons is. In Jesus se naam, amen. Haggai hoofstuk 1, vers 1, die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Serubabel, seun van Sealtiel en goewerneur van Juda, en tot die hoëpriester Jesua, seun van Josadak. Haggai beteken op 'n feesdag gebore. Haggai, 'n profeet wat vanuit Babylon teruggekeer het, en hy rig hierdie eerste profesie aan die 2 leiers, die goewerneur en die hoëpriester. Jy sou kon sê aan die politiese leier en aan die geestelike leier, die fondasie. En hoekom is hulle van die gemeenskap? Hoekom is hulle aan mekaar gebind? Want onthou, Israel se kultus, hulle godsdiens, was ten diepste gewortel aan hulle aanbidding van Jahwe en aan Jahwe se grondwet, met ander woorde die 10 gebooie, en hoe hulle by mekaar moes kom, hoe hulle lewe moes organiseer. En daarin het die tempel 'n sleutelrol gespeel. So die eerste woorde van die Here, sien ons, is aan Serubabel. Serubabel wat die kleinseun was van koning Jojagin. Ek en jy lees daarvan in Kronieke, wat in 597 is. Jojagin is hy weggevoer gewees, en sy kleinseun Serubabel, wat beteken saad uit ballingskap, saad uit Babel. Hy kom uit Babylonie. Hy's waarskynlik vanuit daar gebore, né? Nou kom hy terug, of as hy dan weggevoer is, was hy bitter klein, maar waarskynlik eerder is hy daar gebore, en nou is hy hier, nou is hy die goewerneur, hy is die leier, dis 19 jaar later, en dan ook aan Jesua, die hoëpriester van daai tyd. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius.
Nou, hoewel ons nie baie weet van die profeet Haggai nie, weet ons baie van die presiese tydsaanduiding van sy optrede. Want sien, ons kan gaan kyk, nou wat was die eerste dag van die 6de maand in die tweede regeringsjaar van Darius? Dit sal presies vir ons sê, dit is met ander woorde die 29ste Augustus in die jaar 520 voor Christus. Dis op hierdie dag wat die woord van die Here kom. Dit was die tyd van die fees van die nuwe maan. Israel is besig om fees te vier. En die woord van die Here, gaan ons nou sien, is so belangrik vir hulle om te hoor, wat is die fokus van hulle lewe? Nou kan ons onsself indink, 70 jaar se ballingskap, nou is jy vry, dis 19 jaar later, waarmee hou hulle self besig? So na die vrylating, wat doen jy met jou vryheid? En hulle is besig om fees te vier, die fees van die nuwe maan, en hoor net mooi wat sê die Here vir hulle. So sê die Here die Almagtige, hierdie volk, sê dit is nie nou die tyd om die tempel van die Here te herbou nie, Toe die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon, terwyl my huis in pyn lê? Wat ons duidelik sien is, na die vrylating, was die eerste fokus van Juda nie die aanbidding van Jahwe en die herbou van die tempel wat in pyn gelê het nadat hulle in ballingskap weggevoer is deur die Babiloniërs nie. Nee, die fokus was hulle self. Die fokus was hulle eie feestelike tyd. En die Here sê, kyk net na dat die ruïnes wat oorgebly het van my tempel. Is dit vir julle reg om fees te vier terwyl dit gebeur? In Openbaring 2 sien ons 'n ander hoek op hierdie selfde punt, waar die Here, Jesus, vir die gemeente in Efese sê, julle doen al hierdie dinge, maar ek het dit teen julle het my nie so lief soos aan die begin nie. Sien die fokus op Jahwe, om die middelpunt van ons lewe te wees, die fokus vir Juda, om voor alles, voordat hulle begin het om hulle eie huise te bou, om hulle self te versorg, om self te fokus op wat vir hulle lekker is in die feeste te hou, gaan al die dinge daarmee saam. Voor dit alles gebeur het, moes die eerste punt gewees het, die Here wat ons verlos het, die Here wat ons uitgelei het, die Here verdien ons fokus, hy verdien ons aandag, en daarom die versorging, die herbou van die tempel. Dis hoe dit moes wees, maar hulle het nie, want is eie aan ons mens wees, nie waar nie, is eie aan ons mens wees om altyd na binne te kyk, en die Here sê, is dit reg so? Onthou, as die tempel in pyn lê, en die ander volke kyk na dit is hoe Israel maak, dit is hoe Juda maak, met hulle kultus, met ander woorde met hulle aanbidding van hulle God. Wat sê dit van hulle God? Nie waar nie? So in daardie wêreld was dit so belangrik, dat die tempel herbou moes word. Daarom, so sê die Here die Almagtige, en hoor mooi daai woorde, nie? Die Here die Almagtige, wat hom natuurlik onderskei van al die ander gode van sy tyd. Hy is die Here en hy is die Almagtige. Neem ter harte wat met julle gebeur. So hoor mooi met julle harte hier binne, neem dit ernstig op. En hier is 'n paar dinge wat die Here sê, wat hulle nou moet kyk. En wat so mooi is hiervan, is dat die Here praat vanuit hulle situasies met hulle. Hy kom sê vir Juda dat hulle omstandighede, dit wat op die oomblik in hulle lewe gebeur, is nie toeval nie. Inteendeel, hulle moet hulle oë oopmaak en vir hulle self vra, wat gaan hier aan? Julle het baie gesaai, maar min geoes. So julle het baie probeer, maar min opbrengs gelewer. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. So julle was selfgerig, maar nooit versadig nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Selfgerig, maar onbevredig. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n dagloner wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. Nou hierdie klomp strawwe, as jy wil, klomp gevolge van ongehoorsaamheid, is 'n baie mooi beskrywing en opsomming van wat die Here in Deuteronomium 28 tot 30 sê. As julle nie na my luister nie, as julle doen wat ek vir julle sê nie, is hierdie die gevolge. So kyk net mooi, julle het geëet, julle het nie genoeg gekry nie. Julle het gesaai, maar nie genoeg opgelewer nie. Julle het gedrink, maar julle het dors gebly. Julle het julle hand soos 'n dagloner in 'n stikkende beursie gesteek. So jy het jouself verniet afgesloof. Dis in kort wat die Here sê. So, vers 7 sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Weereens, gee aandag, herhaling, nee. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis.
sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. En die fokus hier, ons sien ons natuurlik in 1 Korintiërs dat die tempel word ek en jy, né? Na Jesus se koms en die uitstorting van die Gees in die lewens van gelowiges, is dit ek en jy. Maar in die kultus en in die wêreld van Juda was die belangrikheid van die herbou van hierdie tempel 'n baie belangrike deel, nie net van hulle godsdiens nie, maar van hulle fokus. Maar sien, as hulle tyd, hulle energie, hulle alles sal gee om hierdie tempel weer mooi te maak, sou hulle deur dit te doen weer hulle hart op die plek kry waar dit moes wees, sodat ek die eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het ek laat verdwyn. Waarom, vra die Here die Almagtige? Omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. So in plaas van dat julle fokus op my en ek vir julle voorsien, fokus julle op julleself. Nou in die bergpredikasie sê Jesus dit so mooi in Matteus 6:33. Soek allereers die koninkryk van God, en hy sal vir julle al die ander dinge gee. So soek die koninkryk eerste, soek die wil van die Here eerste, maak die fokus van die Here jou primêre fokus, en al die ander dinge sal dan in plek val, hulle sal hulle regmatige plek kry, maar maak die ander dinge jou fokus, en kyk hoe verward word jou lewe nie dan nie. Omdat my huis in pyn lê, terwyl ek elkeen van julle hard besig om sy eie huis te werk, so kyk net die ironie, julle skeep my af, terwyl julle so fokus op julleself. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. En hoe ironies, die Here van die krag, wat die krag het van oor al die natuurkragte soos reën en wind en sonskyn en dies meer op die aarde, die Here wat sy seën kan gee en daar kan oormatige oes wees of daar kan droogte wees, nee, die Here wat betrokke is. Hoekom sal die fokus dan nie eers op by hom wees en op hom nie? Op hom wat versorg, op hom wat ons teruglei of terugroep, wat hulle uit slawerny uitgelei het. Maar nie die fokus natuurlik op jouself, wat so eie is aan die sondige geaardheid van ons menswees. Die Here sê keer terug, ek het droogte laat kom oor die land, en oor die berge, oor koring, die wyn en die olie, en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier, oor alles waarmee die mens hom besig hou. Hier is 'n holistiese beskrywing van die straf, want as jy hierna gaan kyk, dan sluit dit eintlik elke element in van die antieke samelewing. En die Here sê ek het julle laat swaar kry. Want ek wil hê julle moet julle oë oopmaak, julle moet besef, sien in 'n tyd van seën en voorspoed, is dit so maklik om ons oë van die Here af te hou. Maar dis dikwels die tye van ongemak en inperking en gebrek wat ons weer terugbring om te fokus op waarmee hou ons onsself besig, né? Vers 12, toe het Serubabel, seun van Sealtiel, en die hoofpriester Josia, seun van Josadak, en almal wat van die volk oorgebly het, ter harte geneem wat die Here gesê het. So vers 7, se tweede deel word waar hier, wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle gesê het. Die volk was vervul met onsag vir die Here. Dis die punt, onsag vir die Here. Kyk, as Filippense 2 sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is, dan is dit nie 'n klein oomblik nie. Dis 'n geweldige, groot oomblik in die geskiedenis, dat almal buig, so besef wie hy is, as Openbaring 4 en Openbaring 5 dit so intens beskryf. Hoe belangrik is dit nie dat ons sal rekening hou met wie die Here is nie. En dit is ook wat Haggai hier in hierdie 4 maande by die volk tuisbring. Neem ernstige rekenskap met wie julle te doen het. Dit is die Here wat julle met onsag wil vul, want dit is wie hy is. Haggai, die boodskapper van die Here, het in opdrag van die Here vir die volk gesê, ek is by julle, sê die Here. 3 keer hoor ons hierdie woord, Here, Here, Here. Maar hoor hierdie mooiste woorde wat ons in hoofstuk 2 ook gaan sien, in hierdie tyd van ongehoorsaamheid, want hulle het nie gefokus op hom nie. Kom erken of kom bevestig die Here vir hulle, onthou Immanuel. Ek is by julle, sê die Here. Die Here het toe vir Serubabel, seun van Sealtiel en gouverneur van Juda, en die hoofpriester Jesua, seun van Josadak, en vir almal wat van die volk oorgebly het, aangevuur, en hulle die werk aan die huis van hulle God, die Here die Almagtige, aangepak. Hierdie is 21 September
3 weke nadat Haggai begin praat het, wat die volk begin werk het. 3 weke van voorbereiding, 3 weke van hernieude fokus, 3 weke van bewus wees weer van onsag. So Haggai sy eerste hoofstuk, sy eerste profesie het gewerk. Hulle het gehoor, hulle het dit in harte geneem, en hier is die belangrike, ek bedoel Jakobus leer ons so baie daarvan, hulle het dit begin doen, hulle het hulle geloof begin doen, hulle was gehoorsaam. Hulle het daarmee begin op die 24ste van die 6de maand. So dis skouer aan die wieltyd. Die profeet het gesê, die Here is nie tevrede met hoe dit lyk nie. Die Here is nie tevrede dat sy huis, sy tempel in ruïnes lê en al die ander het moeite gedoen om hulle huise mooi te maak nie. Dat hulle nie gefokus het op hom nie. So belangrik dat ons ook in ons eie wandel met die Here seker maak, 1, met wie ons rekening hou, en 2, met watter posisie, watter plek in ons lewe hy inneem. Gaan dit vir jou en my oor ons gemak, oor ons geluk, oor hoe lekker ons dit wil hê, of gaan dit eerstens oor die koninkryk van God, oor die posisie van die Here in ons lewe, en al die ander dinge daarna sal dan in die regte perspektief gesien kan word. Dankie Here dat U ons vandag ook by wyse van hierdie eerste kort hoofstuk van 'n kort boek so intense woord vir ons kom gee. Dat U met ons kom praat. Here, want ons kan onsself so vereenselwig met Juda in daai tyd. In 'n tyd van herstel is ons fokus so dikwels op onsself. Ons hou nie rekening met die Here wat ons bevry het, wat ons herstel het, wat ons uit 'n plek van slawerny gebring het, en ons vergeet so maklik. Dankie dat U ons daarom herinner, op verskeie maniere, dikwels deur ongemak, maar ook vanuit belangrike gebeure wat ons net weer terugbring, soos 'n Paasfees of 'n Kersfees, wat ons net opnuut terugbring by onthou, want Here, ons vergeet so maklik. So help ons om, soos die psalmskrywer daar in Psalm 103 ook te kan sê, ek wil nie een van sy weldade vergeet nie. Here, ons wil aan U al die lof en eer bring. Dankie vir U genade, en dankie dat ons vandag opnuut weer net U weldade in ons lewe kan oproep, dit kan noem, en ons onsself opnuut weer aan U kan verbind, om skouer aan die wiel te sit, vir die bou van dit wat U vandag van ons vra. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ek hoop jy het 'n baie besondere mooi week. Sien jou volgende keer.